Here, alle lof en eer aan Jesus Christus, wat ons uit liefde losgekoop het met sy bloed, en die Satan oorwin het. Dankie Vader, dankie Jesus Christus, en dankie Heilige Gees, vir u teenwoordigheid in ons lewens. Amen. Openbaring 12, vers 13 en 14. Nou, ons het laas keer afgesluit met 13 en 14, en vandag begin ons met dieselfde 2 verse, net as 'n geheueverfrisser. Vers 13 en 14. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Vers 14. Maar aan die vrou is 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek toe, kon vlieg. En daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Nou, ons sien die woestyn in Openbaring 12 vers 6 en weer hierso in vers 13 en 14. Die kind, jy onthou mos wie die kind is, nee? Dis die Here Jesus Christus. En onthou jy wie die vrou is? Dis God se kerk. Alle geredde, wedergebore kinders van die Here. En nou terug na die hoofvloei van die visioen. Die draak verloor sy stryd teen die kind in 'n baie beslissende nederlaag, nee. Hy is oorwin en hy is gestroop. Maar mense, hy is nog nie klaar met sy boosheid nie. Ek sê jou, die Satan is lustig. Satan, wil maar net nie luister nie. So ook baie mense wat weier om in Jesus te glo en aggressief in ongeloof voortlewe, wat maar net nie wil luister nie. En Satan, die duiwel, is baie beslis nie oor hulle bekommerd nie. Hoekom nie? Want hulle sit vasgevang in die spinnerak van Satan se leuns, wat oor hulle gedagtes gewerp is. Dus wend Satan hom nou na die vrou, God se gelowige wedergebore kinders. Ja, hy wend hom nou tot die vrou wat die kind gebaar het. Sy word nou die brandpunt van sy wraak. En na die geboorte van die kind vlug die vrou. Sy vlug nie sonder rede nie, hoor, want die draak wend sy wraak op haar, en sy vlug die woestyn in. En die draak agterna. Wat 'n aaklige plek om heen te vlug. Hoekom die woestyn? Die woestyn is beide 'n simbool van lyding en van God se beskerming te midde van lyding. Verstaan jy dit? Kom ons loer dit gou uit 'n ander oogpunt uit. Israel trek uit Egipte en hulle word as ware verlos van die draak. En dan trek hulle deur die woestyn op pad na die beloofde land toe. Nou hier is hulle deur God onderhou en beskerm. Maar die woestyn, sê ek vir jou nou, is nie 'n maklike plek nie. Die kerk van Jesus Christus bevind haar in 'n plek van swaar kry. Maar sy beleef God se genade te midde van daardie swaar kry. En die swaar kry is egter net vir 'n kort tydjie, nee. Sy kruip 1260 dae lank in die woestyn weg. 3,5 jaar, die helfte van 7, en dis tydelik. En so leef ons in die tydelike seisoen van God voor Jesus se wederkoms. Die guns van God is duidelik sigbaar oor die vrou. Hoekom? Want sy word arendsvlerke gegee om weg te vlieg na skuiling en beskerming. En in die hitte van die stryd is dit maklik om te dink, God het sy kerk vergeet en dat die boosheid oorwin het, nee. Terwyl jou geliefdes mishandel, gemartel en doodgemaak word ter wille van Christus, dan voel dit of alles buite beheer is. Terwyl mense nou vandag in die wêreld vir hulle geloof onthoof en vermoor word, dan dink ons, dinge is buite beheer, maar dis binne God se wil. Onthou jy maar net een plek wat ons vroeër iewers genoem het daar oor Nigerië, né? Daar in 2022, toe daar oor die 5000 Christene vermoor is, oor hulle geloof. Het enige iemand
of enige land iets daaromtrent gesê? Nee, niks nie. Lees Jesaja 40, vers 27 tot 31, want dit het betrekking op dit wat ons nou oor gepraat het. Vers 15 en 16. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. Nie meegesleer is nie, meegesleer kon word. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Kan jy dit oor vertel? 'n Stroom water uit sy bek soos 'n rivier, nee. Wat sou dit beteken? Die draak of die slang, die ou duiwel kry nie die vrou verwoes nie. Wat is die simbool van water? Water is simbolies van dit wat die mens se siel voed. Daar is suiwer water wat vanuit die troon van God vloei tot genesing van die nasies, en dit sluit jou in. Jy kan dit maar lees in Openbaring 22 vers 1. Enige lering wat die klem en die fokus op Christus laat val, soos die skrif sê, dit is 'n veilige lering, dit is die regte lering. Maar enige lering wat die kerk op 'n syspoor plaas, dit is draakwater. Ja, draakwater. Leringe wat die kerk weer onder die wet wil plaas, die fokus laat val op feesdae en moets en moenies, ruik na draakwater. Maar God kom die kerk, sy kinders, te hulp, en die aarde sluk die rivier in. Nou uit 'n ander hoek, 'n ander siening. Ja, die kind Jesus is opgeruk hemel toe. Jesus word nou in die hemel langs sy Vader versorg. Dis afgehandel, dis klaar gedoen, en Jesus het vir jou en my part aan die kruis vir ons sondes geboet, en hy het die duiwel oorwin. Die duiwel was daar verslaan. Die Satan kon die kind niks aandoen nie. En nou rig hy hom teen die vrou. Wie is die vrou? Die vrou is die kerk. Al God se kinders, nee. Hy wil die kerk as sodanig vernietig. God gee egter aan die vrou 2 groot arendsvlerke. Gedurende die woestynreis het God sy volk soos op arendsvlerke gedra. Ja, ons kan maar Exodus 19 vers 4 en Deuteronomium 32 vers 11 en Jesaja 40 vers 31 lees om die waarheid te sien. Die woestyn is beide 'n simbool van lyding en God se beskerming te midde van die lyding. Water is simbolies van dit wat die mens se siel voed. Daar is suiwer water wat vanuit die troon van God vloei tot genesing van die nasies. Weer eens Openbaring 22 vers 1, ons kom nog daarby. Vers 17 en 18. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar nakomelinge. Mense, dit sluit jou in, jy is ook 'n nakomeling. Wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Vers 18, die draak het toe op die seestrand gaan staan. En ons sluit vandag hier af. Toe die draak sien dat hy die vrou nie kan verslind nie, wend hy hom tot haar ander nakomelinge. En dis ook jy wat 'n nakomeling van Jesus is, nee. Dit is al die ander afsonderlike gelowiges, naas die kind wat sy reeds in die wêreld gebring het. Hulle hou vas aan die getuienis wat Jesus gelewer het. Ja, verseker, dit sluit ons in. Ons glo ook in die getuienis wat Jesus gelewer het, nee. Die draak het gesien, hy verloor sy stryd teen hierdie ander kinders van die vrou, en hy het hulp nodig, want hy het gesien hy gaan niks reg kry nie. Wat doen hy toe? Hy kry hulp, want hy het hulp nodig om sy sataniese werkie op die aarde voort te sit. Die draak kry hulp van die dier uit die see
en die dier uit die aarde, sommer 2 van hulle, die draak self, gaan op die seestrand staan. En aan die een kant is die see, en aan die ander kant is die land. Van elke kant af kry hy hulp teen die gelowiges, teen kinders van die Here, teen ons, teen my en teen jou. Die vrou, vers 1, is 'n simbool van die kerk, vers 5, van Christus, ook vers 5. Haar ander nakomelinge verwys waarskynlik na alle gelowiges. Die draak wat op die strand staan, is die Satan self, in afwagting op dit wat die see as woonplek van die bose gaan voortbring. Here, dankie dat U self die stroom water uit die Satan se mond van ons afkeer, en ook laat besef om tyd en energie in hierdie stroom water van die duiwel te spandeer, kan ons binne die lokval en die groot leuen van die duiwel laat val, net soos Adam daarin geval het. Ek bid vandag vir wysheid en geopende oë van almal wat U woord lees, om te sien as die duiwel water na ons kant toe kom. Ek bid vir arendvlerke om vinnig te vlug, as ons die net van leuns van Satan sien aankom. En ja, Here Jesus, dankie vir U wete. U gee ons wat ons nodig het. U gee ons arensvlerke. En dan sê U uitdruklik in Openbaring 3 vers 18b, koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. En in dankbaarheid, Here, begin ons te sien wat U aan ons sê. En ons loof en ons prys U daarvoor, my God, my Vader, ons loof U. Amen.